Nou, my gebed vir vandag is baie eenvoudig. En is my gebed die laaste paar weke. En is ook my gebed van my lewe, sou ek dink, dat vir my om hier te kan staan en die woord te bedien, ek wil vir julle sê, ek hanteer dit met baie groot agting en baie groot respek in dit wat die Here my geroep het om te doen. En my primêre funksie, my primêre hart wanneer ek bedien is om altyd met jou die waarheid te praat. Want ek besef dis die waarheid wat ons vry maak en ten volle vry kan hou. En om die Bybel so akkuraat te preek as wat van my verwag kan word. Want ons leef in 'n tyd waar dinge maklik verdraai word en die skrif word maklik verdraai vir 'n klomp goed, maar my hart is dit. En nommer 2, dat wanneer ek preek en wanneer ek bedien, dat daar iets in jou gees sal skuif rondom die woord van die Here. Nie dat jy nie daar is nie, maar dat jy in jou hart 'n opgewondenheid en 'n persoonlike soeke sal hê om 'n liefde te ontwikkel vir die woord van die Here. Nie, ek wil nie sê om soos ek te wees nie, dis wat ek van jou vra nie. Maar my hart is dat jy sal uitstap en sê, Here, ek wil meer weet, ek wil meer groei, ek soek meer van die woord, ek wil meer van weet van wie hy is. En in dit op aarde dat hy vir ons die woord geopenbaar. So ek wil jou nooi, ek wil jou regtig vra vandag, dat jy, dit waar jy beheer oor, jy het beheer oor jou eie ore en jou gedagtes. Dat jy vandag vir die volgende halfuur of 'n uur, gefokus op wees, Here, ek is ontvanklik vir u woord. Ek is ontvanklik om te hoor, want ek gaan aanhou saai. Ek bepaal nie waar die saad val nie. Ek hoop dat die saad altyd op goeie grond sal val. Dis my hart, dat almal van hierdie harte reg is om dit te ontvang. Maar Here, dat jy vandag sal dit sê, Here, berei my eie hart voor. Dit kan ek nie vir jou doen nie. Here, berei my eie hart voor. As daar 'n oppervlakkigheid in my is, Here, haal daai plakklippe uit, haal dit uit. As daar onkruid in my is wat hierdie gaan verstrengel, Here, haal dit uit. Of as daar net 'n hardheid in my is, Here, haal dit uit my uit. En ek kan ontvang die woord van God. Want die Bybel sê vir ons iets ongelooflik van die woord van God. Dit sê, ontvang met nederigheid die woord van God. Die kondisie waarmee ek die woord ontvang is altyd een van nederigheid. Hy sê, ontvang met nederigheid die ingeplante, die saaier, ingeplante woord van God, want dit het die krag om jou siel te red. So die kondisie van die ontvanger se hart, hier is my preek, nie smeerlik. Die kondisie van die ontvanger se hart is altyd een van nederigheid. Hy sê ontvang met nederigheid. In Engels gebruik 'n woord mooi, maar hy gebruik die woord meekness, met 'n sagtheid. Geen arrogansie nie. Geen opsnouerigheid. Ek ken al die antwoorde net en sê nee, ontvang met nederigheid die ingeplante woord van God, want dit het die krag om jou siel te red. So ek wil jou nooi dat wanneer jy is op 'n Sondag en wanneer jy kom luister en ek sou op jy kom gereeld, dat sê Here, ek kom met 'n sagtheid en 'n nederigheid om te hoor en te ontvang, want daai ingeplante woord kan jou siel red. Ek kan jou nie red nie. Dit wil ek jou sommer van nou vinnig af sê. Ek kan niks doen nie. Ek kan net saad bring en so maak. Dis al wat ek kan doen. En as ek sê Here, hier is my hart, ek is nederig en ontvanklik, dit het die krag om jou siel te red. En dis God se hart. Hy wil jou by hom hê, permanent. Nie net vir 'n tyd nie, maar permanent. En 'n deel van dit is die ontvang van die woord. So ek wil jou vra om saam met te fokus bidend, ontvanklik wat die Here wil sê. Nou die laaste paar weke het ons gepraat en ek maak vandag klaar met die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 13 vers 13 of vers 14 in die Engels, waar hy die kerk in Korinthe kom seën. En ek wil nie te veel sê, dis 'n paar 2 weke se goed nie, maar gaan vinnig net recap. Hy skryf van 'n kerk wat in 'n baie turbulente tyd is, hulle toegelaat dat die wêreld in die kerk inkom en dat die kerk nie in die wêreld is soos wat dit eintlik moet wees nie. Daar's 'n klomp standaarde wat geval het en die kerk lyk nie soos wat dit moet lyk nie. So Paulus in 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, dis eintlik 2 harde briewe as jy dit gaan lees. Ons hou van 1 Korintiërs 12 wat praat oor gawes en 1 Korintiërs 13 wat praat van liefde en dan praat hy oor gawes. Ons hou van hierdie mooi stukke. Wat hy praat in 2 Korintiërs 5 is 'n incredible stuk om te wat 'n stuk is wat jy eintlik mag gaan bestudeer as jy 'n bietjie 'n stuk wil gaan studie oor jou sê gaan doen 2 Korintiërs 5. Maar tussenin kom skryf hy 'n paar harde realiteite vir daai kerk, maar hy maak klaar deur hulle te seën sodat hulle weet jy's eintlik ryk. Jy's eintlik werklik ryk. Wanneer die genade van Jesus Christus, die liefde van die Vader en die teenwoordigheid of die gemeenskap van die Heilige Gees met jou is, of met jou wese bly, dan is jy eintlik ryk. Dan alles wat jy opmeet in jou lewe, as jy dit kan opweeg in hierdie realiteit. Wanneer is ek ryk? Wanneer ek 'n vliegtuig het? Nee. Wanneer is ek ryk, vrouens? Wanneer ek 30 pare skoene het? Glad nie. Jy weet as jy 30 pare skoene het, is jy eintlik arm. Jy's arm. Daar's groot fout op 30.
Dit moet ten minste met 'n 1 begin en 'n paar nulle. Dan met baie. Dan begin jy nou lekker loop. Dan het jy opsies in jou lewe. Maar is al die standaarde wat ons vir onsself kom sê, maar Paulus sê nee, time out. Jy is ryk. Jy is ryk wanneer jou woning gemaak word in die genade van Jesus Christus. Jy is ryk wanneer jou woning gemaak word in die liefde van God. Jy is ryk wanneer jou woning gemaak word in die gemeenskap van en met die Heilige Gees. Dan is jy eintlik ryk. En dis hoe op 'n Sondag dit vir my so belangrik is as ons klaar staan, is alles goed. Ek wil jou seën met hierdie realiteit, want dit moet jou huis wees. My huis is die genade van Jesus Christus. My huis is die liefde van die Vader en my huis is die teenwoordigheid en die gemeenskap met die Heilige Gees hier op aarde. Want die een wat vandag in my en langs my, ek wil nie te veel oor die punte so goed weer praat nie, saam met my is die Heilige Gees. In my en saam met my die hele tyd. Daai gemeenskap is die hele tyd saam met my. En Paulus wil die kerk laat verstaan, nou is jy eintlik geseën. Jy's eintlik ryk. Jy's eintlik bitterryk as dit jou huis is. So ek wil vandag klaarmaak oor gemeenskap of die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En ek wil oor 'n paar interessante dinge kom fokus, primêr oor 2 goeders. Dat die Heilige Gees die seels, die verseeling is van jou lewe en om 'n tweede dat die Gees van die waarheid is. So ek wil tot daai 2, so ek praat net oor die einde, maar dat jy weet waar ek wil praat. Oor die Heilige Gees. Maar ek lees vir ons hierdie gedeelte. Ek wil dit vanaf vers 11 lees. Party vertaling sal sê in vers 11 van 2 Korintiërs 13 ten slotte of nou aan die einde. Ek maak klaar. Ek land nou my brief. Hy's 'n goeie skrywer, maar party sê net verder. Maar party vertalings het kom al gelees en sê nou ten slotte of aan die einde van die brief maak ek klaar. Hy sê verder broers, wees bly. Nie knorrig nie, nie opgeblaas nie, wees bly. Word volmaak. Wees perfek. Laat julle vermaan. Moenie daai sagtheid, moenie so wees, ek ken al die antwoorde, niemand vertel vir my nie. Ek sal eers my hand opsteek, was jy al daar? Niemand vertel vir my nie. Ja. Ek was al daar, ek steek my hand op. Die vlak bo dit is die volgende. Wie dink jy is jy? Was ek was al daar, wie is jy om my te vertel? Paulus sê, stadig. Laat julle vermaan, ontvang met sagtheid, ontvang dit, want die krag om jou siel te red, hoor die woord van die Here, laat julle vermaan. Wees eensgesind, werk saam in dieselfde rigting, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Groet mekaar met 'n heilige kus. Al die heiliges groet julle, dan sê die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal, of bly en wees met julle almal. Amen. Ek wat sê die Engels, finally brothers, farewell, tot ziens. Be complete, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Nou, baie jare terug is hierdie vers, groet mekaar met 'n heilige kus, want hy praat met die broers ook met so, hy sê, soen mekaar op 'n heilige manier, en ek dink, okay, dis 'n baie interessante teks. So gaan ons op 'n uitreik Rusland toe. Die Eystergordyn het geval, dit was in die 90's, ons gaan die ondergrondse kerk, wat nou die boogrondse kerk is, ons gaan hulle nou iets gaan vertel. En daar gaan 'n prokureur saam met ons, 'n geleerde man, 'n statige man, hy het hulle lewe gesien, maar hy is altyd gepolies en al die hare is alles op die regte plek. So dis 'n oom. Hy gaan saam. Nou die vriend wat my pa ontmoet het, sal weet my pa het so 'n bietjie van 'n stoute streek ook. En hy begin vir hierdie oom vertel, hy sê, oom, jy moet nou verstaan, ons gaan Rusland toe, maar Rusland, hulle is so gefokus op die Bybel. Genuine, hulle wil dit doen, hulle wil dit op die letter doen. So die man soen mekaar. En hy sê, ek gaan kyk in Korinthe, hulle sê, broers, groet mekaar met 'n heilige kus. Julle soen mekaar. Nou sê hy, so dis nie daai van wat hulle in Europa doen en jy so op die wangetjies doen nie. Dis lip teen lip. Jy soen nie, man. So van die eerste gesprek af is ons besig om te debrief en ons praat hoe dit gaan werk en ons het net manne, jy moet nou reg wees, ons gaan Rusland toe. Maar nou ek ken my pa, so ek weet hy. Nou is dit manne, julle weet dis hoe dit is. Die Russe soen, so julle moet nou reg wees. Hulle wil die woord volg. En toe ons land in Rusland en die ou wat vir ons wag,
Dit was regtig sy van, so moet nou nie dink ek probeer spets nie. Sy van was Biskop Moosa. Dit was die ou se naam. Dit was regtig, hy wag vir ons boot toe ons opkom. En die oom wat die prokureur is, hy bewe, so hy is al so opgewerk met hierdie mans wat soen, want hy's 'n man, hy's 'n man, hy is so opgewerk, en ek dink hy het vir homself gesê, van vandag af gaan ek die standaard van gesoenery gaan ek nie stel. Niemand gaan my soen nie, ek gaan hulle soen. So toe ons by die roltrappe opkom, en Biskop Moosa steek sy hand in om hom te groet, toe gryp hy hom aan sy wange. Hy soen daai biskop. Nou moet jy die prentjie sien, dis chaos. Hierdie biskop weet nie waar hy kom te druk nie, hy weet nie wat sy kultuur nou hier geraak van Afrika. Wat so net die manne gryp en hulle begin soen nie. Maar dit het nou vir baie lank en dit het nou 'n storie geraak. So groet mekaar, nie is nice met mekaar, maar soek mekaar, maar soek mekaar nie soos nice. In Afrika is die gewone druk tussen 'n man is 1.4 sekondes. Alle mans weet dit. 1.4 sekondes, die een arm gaan bo, die ander arm gaan onder hom, tap op die skouer as dit klaar. Verstaan? Alle mans weet dit, dis om tap 1.4 klaar. Dis ons groet. So ons gaan nie nou rustig praat vir ons om mekaar so groet nie. Maar Paulus probeer dit vir ernstig maak, as hy manne vat julle verhouding ernstig op. Dis 'n klomp dinge wat ons op plek moet kry. Julle moet dit reg doen. Hy sê the grace of our Lord Jesus and the love of God and the communion of the Holy Spirit. Die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly by hom. Die gemeenskap van die Heilige Gees is jou woning, dis jou huis, dis jou realiteit. Nou, as hy nou dit kom sê en hy kom praat oor die algemeen van die liefde van die Vader, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees, daai aktiewe verhouding is jou realiteit. Dit wees of dit bly by jou. Dit bly by jou. Wat beteken dit? Ek gaan nou van die verhoog af, so Darryl, jy moet my help met die kamera, ja, dit gaan nou nie maar wees. Gideon sê, jy gaan net gou my help. Ek gaan net van die verhoog af kom, ek gaan die mic bemerk. Sorry, ek het jy ook sê, ja, jy gaan saam met my moet gaan nou, so sit my goed neer. Jy gaan nie wat soen nie, moet nie waar nie. So prakties is het nou nie vir jou. Nou, as Paulus kom skryf en hy kom sê, hy sê, die genade van Jesus Christus, dis my seën vir jou, die genade van Jesus Christus, en die liefde van die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by jou. As ek jou hier seën nou oor 'n halfuur, en jy gaan nie uit, wat beteken dit? Gaan jy onder die seën van die Here uit? Of gaan jy saam met die seën van die Here? Jy gaan saam, want hoekom? Dit bly by jou. Jy het dit nog vang, nee? Okay, so here we go. Alright. Sien jy wat gebeur? Want Paulus kom probeer vir die kerk verduidelik, jy is eintlik ryk as jy verstaan dat die genade van Jesus Christus het kom woning maak by jou. Dit bly by jou. Dis nie, daar's nie een plek wat jy wakker word, nou gaan ek in die werk in, hierdie gaan 'n moeilike dag wees. Het jy al 'n moeilike dag gehad by die werk? Ja. Het jy al 'n moeilike gesprek moes gehad by die werk? Ja. Nou sê ek maar nou gaan ek jou plek, ek het nou die genade van die Here nodig. En ek jou skop. Dis in daai gebou, dit wag net al vir jou. Dit was in die kar saam met jou, op pad so toe. Dit was in die moeilike gesprek. Was reg langs jou. Dis nie mooi wat Paulus vir die kerk probeer sê. Hy sê, kerk, jy moet verstaan hoe ryk jy is. Die genade van Jesus Christus het woning kom maak by jou. Mag dit by jou bly. Here, ek bly daar. Die genade van Jesus Christus bly by my. Die liefde van die Vader. Daar's baie tye wat ek vir jou sê dat baie van ons onwerd is om liefgehad te word. Baie van ons. Maar dankie Vader dat God nie 'n skakelaar het vir liefde dat hy kan aan afsit soos die mens nie. Want dis nie wie hy is nie. Al dis nie wat hy doen nie, dis wie hy is. Hy is liefde. Ek en jy het lief. Ons kan dit aan en af. Hy sê mag jy daar bly. Dat die liefde van die Vader bly by jou. Okay, jy kan kom sit. En die gemeenskap van die Heilige Gees, die verhouding van die Heilige Gees, die volheid van die openbaring van Jesus Christus, maak sy woning by jou, dit bly by jou. So jy moet nou verstaan, ons het nou hier vandag, ek gaan dit nou verduidelik in 'n baie plat verduideliking, ons het nou hier 'n geestelike fokus, op 'n geestelike ervaring, dis nou 'n kerkpunt. So ek gaan nou hier uitstap, dan gaan ek na plekke toe wat dalk 'n minder geestelike fokus het. Ek gaan nou winkel toe, of ons gaan na 'n plekke toe om bykohuis te kry, of dalk vat jy vir pappa uit vir ete, of ek weet nie, my vrou gaan lekker ietsie maak, ek weet dit. Wat ook al jou storie is,
Maar ons moet onthou as kerk, daai moment, en ons is nie altyd so ingestel nie, is net so geestelik. Want die Heilige Gees is net so teenwoordig. Ek gaan dit weer vir jou sê. Die Heilige Gees is net so teenwoordig daar, as wat hy hier is. Hy is net so teenwoordig in die kar, as wat hy hier is. Hy is net so teenwoordig saam met jou, oral waar jy gaan, want hy is die Gees van God, wat in jou woon en met jou is. En Paulus wil dit onderstreep aan hierdie kerk, sê, kerk, jy moet verstaan hoe ryk jy regtig is, dat die Heilige Gees in sy verhouding met jou is die heeltyd by. Jy sê dit ben nog altyd so bewus daarvan, of altyd so ingestel daarop nie, maar dit maak hom nie verder weg nie. Hy is in sy gemeenskap by jou die heeltyd, saam met jou. En twee spesifieke goed, wat die Heilige Gees doen. Die eerste wil ek net vinnig oor praat. Die Heilige Gees is jou verseeling in God. Hy hou jou vas. Hy is die seël oor jou. Die Bybel sê, hy getuig in ons harte dat ons kinders van God is. Hy is hierdie seël. Amper as jy die Engels kan sê, the stamp of approval, approved. Hier is die oude hy is nie goed nie, but he is approved. So die Heilige Gees sit sy seël op my, dat ek kind van God is. So iets wat jy baie mooi verstaan. Die Heilige Gees sy primêre funksie is nie noodwendig, ek sê dit nou versigtig, die Heilige Gees se primêre funksie, is nie noodwendig om jou deur vandag te kry. Die primêre funksie van die Heilige Gees om jou permanent by God te kry. Ja. Dis die primêre funksie van die Heilige Gees. Want die werk van Jesus Christus aan die kruis was so groot en so belangrik en so ewig, dat die Heilige Gees wat kom as die Parakletos, die ander helper wat nou gekom het, sê maar, nou is my werk om Renier se hand te vat. Hier gaan ons nou. Ons is nou in gemeenskap. Ek wees en bly by hom. Oral waar hy gaan, hier gaan ons saam met hom. Ek is nie net besig om hom deur Sondag te kry deur Vadersdag nie. Dit doen hy ook. Dis belangrik. Maar baie keer dink ek is gelowiges reg oor die wêreld, is dit Heilige Gees kry my net deur vandag en hy gaan en hy kan en hy wil. Maar sy groter funksie as die verseeling is maar ek moet Renier by God kry. Ek is een wat sy hand vas en ons gaan hierdie pad saamstap. Ek gaan seker maak dat ek hom nie kan voorstel nie, maar kom kan laat staan voor God. Hier is die seun, hier is die dogter. Dis sy werk. En die tweede plek waarop ek wil fokus, en dan gaan ek net so 'n bietjie vir ons uitpak, is dat die Heilige Gees is die Gees van waarheid. Nou ek het op Pinkster gepraat, dat as die Bybel praat van die Heilige Gees, van die Heilige Gees oor iemand gaan kom, of as die Heilige Gees deur iemand gaan werk, het dit altyd gedoen met krag. Elke vers wat jy gaan doen is die Heilige Gees en met krag. Altyd. Die Heilige Gees kom nooit sonder krag. So die gelowige, en dis oor Pinkster, die gelowige is nooit kragteloos nie. Ek kry my eie lewe, as ek my hart so op die tafel kan sit, vir die van julle wat lidmaat is, die laaste maand was vir my persoonlik baie swaar en baie moeilik. Vir my persoonlik. Ek het min geslaap. Ek was fisies moeg. Ek was emosioneel pap. Maar ek was nie vir 'n oomblik in my gees sonder krag nie. Ek was nie vir 'n oomblik in my gees hopeloos nie, want my hoop is nie tydelik nie, my hoop is ewig. Al kry ek nie slaap nie, al voel ek al oorweldig oor 'n klomp goed en 'n klomp emosies wat ek in myself dra. Ek is nie vir 'n oomblik sonder krag en sonder hoop nie, maar dit word in die ewige vasgemaak deur die Heilige Gees, want die gelowige is nooit kragteloos nie. Ek kan liggaamlik moeg wees of emosioneel pap, maar my gees is nooit sonder krag nie, want die Heilige Gees met. So die Heilige Gees, as die Heilige Gees in jou woon en saam met jou woon, is altyd die Heilige Gees en met krag. Dis die effek. Maar die manier hoe die Heilige Gees ons lei, die manier hoe hy ons lei, want hy bring vir ons, hy is die openbaring van krag, sy Heilige Gees by ons is, maar die manier hoe hy ons lei, die Bybel is baie duidelik. En ek gaan vir jou 'n paar verse gaan lees. Jy kan in Johannes 14 begin. Johannes 14 by die 16 praat Jesus baie oor die Heilige Gees. En ons ander plekke ook. Maar wanneer daar gepraat word oor die Heilige Gees, is dit altyd met hierdie term. Die Heilige Gees is die Gees van waarheid. Amen. Die Gees van waarheid. En hoekom is dit so belangrik dat Jesus dit sê? Nou ek wil vir julle sê dit onomwonde, dit sonder geen twyfel. En die van julle wat al bietjie geleef het in hierdie wêreld, ons leef in 'n tyd waar die wêreld en mense die waarheid haat. Dis die tyd waar ons leef. Ons leef in 'n tyd waar mense die waarheid haat. En hoe waarder dit is, hoe groter word dit gehaat.
Dis die plek waar ons nou is. Dit is nou soveel afgemaak, dat as jy met iemand die waarheid praat, dat hulle dit begin noem. Nee, dit is nie die waarheid nie, dis jou waarheid. Kom ek skop jou gou, daar is nie soos jou waarheid nie. Jou waarheid is 'n opinie. Jy het 'n opinie en jy mag 'n opinie hê. Maar wanneer Jesus kom praat en hy sê, dis vir die Heilige Gees, dis hoe hy jou gaan lei. Hy gaan jou aankom vat, jy gaan 'n gemeenskap met hom staan, en hy gaan jou lei. Jy gaan ryk wees met die Heilige Gees, hy kom woorde maak by jou. Maar die manier hoe hy jou gaan lei, hy gaan jou lei in alle waarheid. Nie gedeeltelike waarheid nie, nie sommige waarheid nie, alle waarheid. Kyk wat sê die Bybel. Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid, dis Jesus. En hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Nou is jy ryk. Hy kom maak sy woning by my. Hy het gemeenskap met my, hy stap saam met my die pad. Die Heilige Gees los my nie. En wanneer hy by my is, die Heilige Gees, gee hy vir my krag. Daar's 'n kragopenbaring in die werk van die gelowige. Maar hy lei my op 'n sekere manier. Vers 17. Die Gees van die waarheid. Wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom. Julle ken hierdie Gees. Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So ek is nie geskok dat die wêreld die waarheid haat nie. Want Jesus self sê, hulle kan hom nie sien nie en hulle kan hom nie ontvang nie. Hulle kan nie. Want die wêreld het 'n inherente fokus, hulle haat die waarheid. Hulle haat die waarheid. Jy kan op hoe baie skrif staan soos wat jy wil, as mense nie die openbaring het van die Heilige Gees in hulle hart nie, gaan hulle dit nie kan ontvang nie. Dis soos met 'n muur te praat. En dit gaan dit nie deurkom nie, dit gaan verag word. En hier is die toets. Hier is die toets vir ons as gelowiges. Hier is die toets vir ons as gelowiges. Wat gebeur in jou gees wanneer die waarheid aan jou geopenbaar word? Gaan dit laat net so 'n bietjie laat broei vir hom. Want as jy dit verag of rebelleer, wil ek vir jou sê vandag in baie groot liefde, jy gaan jou hart dalk gaan weeg. Want die Bybel sê die wêreld kan nie die waarheid ontvang nie. Kan hom nie ken nie, verag hom met haat, en kan dit nie doen nie. Dis hoe die wêreld reageer. Ek wil nooit soos dit reageer nie, maar dan gaan ek in daai blok gesit word. Hy sê die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Die waarheid. Nie 'n waarheid nie, die volle openbaring van die waarheid. En mense wat in die wêreld is, kan dit nie ontvang nie, hulle gaan dit verag, hulle kan dit nie sien, hulle kan dit nie hoor nie, hulle gaan dit haat. En ek wil vir jou sê, hoe meer en meer jouself op plekke sit, dit is vandag, dis nie ek so in Jeffreys Bay, is reg oor die wêreld so. As jy met iemand praat wat nie 'n kind van die Here is nie, en jy praat oor die volheid van die waarheid, wil ek vir jou sê, kyk of van 'n kombinasie uit. Want ons leef in 'n era waar die waarheid gehaat gaan word. Want ons leef in 'n era waar ons die Heilige Gees meer as ooit nodig het. Meer as ooit. En dis hoekom Paulus kom sê, maar julle is eintlik ryk. Jy is eintlik bitterryk. Want in die gemeenskap van die Heilige Gees, die manier hoe hy jou lei, hy lei jou in alle waarheid. In die volheid van die waarheid. In die waarheid. Kyk wat sê Johannes 16, vanaf vers 13. Jesus gaan uit in Johannes 14 al begin, hy sê, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. In die hele waarheid lei. Hy sal nie uit homself uitspreek nie, maar alles wat hy hoor, hy sal spreek en die toekomstige dinge ook aan julle verkondig. Die Heilige Gees lei die gelowige in alle waarheid. Kerk, ek kan nie hierdie genoeg onderstreep vir jou nie. Ek kan nie hierdie, dat hierdie realiteit van dit meer kan besef nie. Dat wanneer ek by mense sit en ons, as ons nou net 'n bietjie tuis by die huis kom en ons vra vir Willie of vir Darryl of wanneer by berading kom, sal ek baie keer hier sit en weet ek is iemand van julle wat hier is. Dit is mense van my kerk verbouers. En as jy met hulle die waarheid praat, hier is die realiteit nie. Ek het in my lewe geleer, genuine, as jy ooit weer in 'n gesprek is, dan raak ek baie vinnig baie filosofies. Regtig. As jy net ding is met mense wat deur goeders gaan, of mense wat dink wat swaar kry, of dinge is wat moeilik gaan, of wat ook al. Dan moet mense dan sit jy baie keer vir jou 'n berader bietjie op.
Jy wil nou saam met hierdie ding kom, okay, hoe gaan ons nou deurkom? Wat gaan ons nou doen? Gaan ons nou ja sê, gaan ons nee sê, wat gaan ons doen? Ek het geleer, berading is eintlik baie maklik. Vir die gelowige is berading baie maklik. Nie eenvoudig nie, maar baie maklik. Die laaste kom jare as mense by kom sit en hulle praat oor huwelik en ek sê vir hulle, wat sê die Bybel? Weet jy wat sê mense vir my? Dit was nou toe ek in Witbank was, het nog nie een keer gebeur. Nee, ons wil nie weet wat sê die Bybel nie, ons wil weet wat sê jy. Dan sê ek, nee. Wat sê die Bybel? Wat moet ek doen oor dit? Wat moet ek, sê ek maar, wat het Jesus al gesê? Nee, ek wil nie hoor wat Jesus gesê nie, ek wil hoor wat, en ek al baie van die ou soos Jordan Peterson, ek wil hoor wat Jordan Peterson daar gesê. Hy's 'n filosoof en 'n sielkundige en kryk. Maar vir die gelowige, ons word gelei in alle waarheid. Hy sê nie wat hy sê wat hy hoor by die Vader. Die openbaring van sy woord. Dis wat die Heilige Gees aan ons kom lei. Nou daar's 'n klomp dinge wat mooi is en daar's 'n klomp dinge wat goed is, maar ek het in my lewe geleer wat die Here gebruik as 'n aanvulling, vervloek hy as 'n vervanging. Gaan dit weer sê, wat die Here gebruik as 'n aanvulling, vervloek hy as 'n vervanging. Die van julle wat in die mediese wêreld leef, jy kan nie net op protein shakes leef nie. Eers gaan iets ingee. Kan ek nie doen nie, want dit is 'n aanvulling. Dis nie 'n vervanging vir kos nie. Daar's baie mooi goed daar buite, maar ek wil vir jou sê, die primêre ding hoe jy wandel van die gelowige moet lyk het. Ek is ingehaak by die gees van die waarheid. Wat is die waarheid? Want dis waar ek wil bly. En jy gaan hierdie spanning sien gebeur in die wêreld, tussen die wêreld en die kerk, tussen die gelowige en die ongelowige, tussen die wat in die lig staan en die wat in die duisende staan. Want die toets is altyd, wanneer waarheid geopenbaar word, wat is die reaksie? Ek het daarmee begin. Die hart van die gelowige is altyd sagtheid en nederigheid. Here, ek ontvang dit, al is dit korreksie. Want as jy in Korinthe opgelees, en in Hebreërs 12, hy sê, die Vader het sy eie seuns en sy eie kinders lief. Hy digtig die wat hy lief het. So alles is baie keer korreksie, ek ontvang dit met sagtheid, ek ontvang dit met nederigheid, ek ontvang dit. En ek het al mense gehad in my lewe, wat in my lewe inspraak het, ek het hulle nou. En op baie keer dan sal daar korreksie kom. In die oomblik is dit nie lekker nie. Nee, is nie lekker nie. En ek jou sê, kom is dit nie lekker nie. Ek gaan die gou verduidelik, die vriend laat my sukkel. Want hulle maak so met jou ego. Nee, so. Alles is die waarheid. Dan raak jy so. En dan is jou reaksie wees, wie dink jy is jy? Dis nie die reaksie van 'n geloof, want as dit die waarheid is, waaroor dit kom by dit wat in die gees moet gebeur, as dit kom by die goed wat God eer, ewigheid goed is, dan moet dit wees maar, wat moet my reaksie wees? Want weet jy wat is jou ego? Kom ek verduidelik gou vinnig vir jou, in plat Afrikaans. Jou ego is hoe die wêreld moet wees volgens jou. Dis jou ego. En as dit nie so is nie, dan klop jou hart vinniger, jou wangetjies raak rooi en jy werk jouself op. Dis wat gebeur. En dan is dit as jy ooit in my kantoor kom kyk, as jy ooit in my kantoor kom kyk, ek het so nota van myself, maar dis net vir my op taf. Ek het so nota teen my bord geskryf, en ek sit aan die kant, ek sien daai bord elke dag as ek hier is. En ek het dink wat ek myself daar geskryf het, dat so iets met my gebeur, oor die gees van die waarheid, oor waar ek as renier op my wandel met by die Here wil wees. My eerste vraag wat teen my bord staan is dit waar? En as dit waar is, renier, kry vir jou. Of ek jou ego so 'n bietjie raak of nie, onthou, want my eerste punt was die Heilige Gees se primêre werk is nie om jou deur die dag te kry nie, dis om jou voor God te kry. En party van daai openbaring van waarheid gaan wees, mooi so 'n goeie en getroue diensknegt, jy doen goed. Ander keer gaan dit wees, renier, nou moet jy 'n wag voor jou mond sit. Ander keer gaan dit wees, renier, jy moet nou gaan verskoning vra. Ander keer gaan dit wees, dis nog moeiliker, renier, jy gaan nou moet vergewe, want ons hou van kwaad wees ook, nee. It's like it. It's weird. Dis so verskriklik emosie, maar almal like it. Hou nou van kwaad wees. En môre, ek is nog steeds kwaad,
Dan kom die Gees van die ware Heilige Gees en hier, jy moet vergewe. Nee, ek wil nie, want ek is eers kwaad. Toe kom ek agter, as jy kwaad bly, die volgende stap na kwaad is onvergifnis. Dis 'n lelike plek. En dan raak dit my net. Die volgende stap na onvergifnis is haat. Dan gaan mense haat. Ek kan nie, ek is swak gas, ek kan dit sien, ek kry 'n fisiese reaksie. En daarna, weet jy wat die volgende plek is? Bitterheid. Jy kan op nie meer funksioneer nie, jy gaan sit jouself onder 'n gat. En ek het al bitter met mense, gebruik nie woord bitter. Bitter met mense sien uitklim uit 'n gat van bitterheid hê. Maar dis 'n baie moeilike gat as jy jouself waans. Nou kom die Gees van die ware sê dan nie, jy moet vergewe. Nee, ek wil net nie eens kwaad wees. Sê ek volgende dag nee, jy moet vergewe. Nee, ek wil nie eens kwaad wees. Nou is ek al by onvergifnis, want ek wil nie vergewe nie. En dan gaan ek weer woede en dan gaan ek die raad en dan kry ek myself daar. Nou wil ek sê, maar nou, Heilige Gees help my. Nou is ek in bitterheid. As ek net die eerste keer geluister het. Dink al 'n ander keer geluister. Want Paulus kom sê, hy sê kerk, jy's ryk. Die Heilige Gees het woning kom maak by jou. Hy gee vir jou krag elke dag. Die van jou Pinkster was, hy is die onuitputbare bron van krag. Dis wie hy is. Daai dunamis en exousia, hy's 'n onuitputbare bron van krag. Maar hoe hy jou gaan lei is, hy gaan jou lei in alle waarheid. En die gelowige, hiermee wil ek land. En die gelowige, en dit gaan ook nou moeilik sit. Gelowiges verwelkom waarheid. Wie sê? Gelowiges verwelkom waarheid. Amen. En ek wil dit kwalifiseer. Nie noodwendig die waarheid soos wat ons dit ken nie. Ons as mensdom het dit vervolmaak om die waarheid te gebruik as 'n stok. Nee? Ja, ons het dit vervolmaak. Ek hou net nie so sê, ek wag net, maak hy sin klaar. Ek gaan nie vir jou jok nie, ek gaan die waarheid gebruik en ek gaan vir jou slap. Toe die kerk nog nie van beter geweet het nie, ons het met die Bybel het ook gedoen. Ons het met die Bybel rondgeloop soos so 'n groot knippel, en ons het geslap, ons gaan vir jou slap tot jy reg is. Sê, dis jy moet weet nie, dis hy toe nou hier kom ek weet ek het niks, ek wil almal moet dit ontvang, niemand van ons is waardig nie, almal moet dit weet en verstaan. Maar die uitnodiging van die Gees is, as hy jou gaan lei in alle waarheid, ek wil jou sê, Heilige Gees lei my in alle waarheid. Vanoggend bid ek daar agter, my gebed is dit is my gebed, want ek genuine. Renier se gebed, en julle weet ook jy gekom het 3 jaar terug, toe ons hier gekom het, jy kan sê, daar's iets wat in my gees leef vir een skrif in die Bybel, dis Johannes 3 vers 30. Ek moet minder word en hy moet meer word. Ek moet in die agtergrond verdwyn dat hy volle gestalte kan kry. Ek moet eintlik niks word, hy moet my vergeet. Johannes die Doper se woorde. En ek bid hierdie gebed uit Johannes 3 vers 30 baie. Here, eindig my dat dit net U sal wees. Eindig vir my dat dit net U sal wees. En mag U deur die Gees van die waarheid, mag U my lei op daai pad. Wanneer ek die waarheid maklik ontvang of selfs wanneer dit moeilik is om te sluk, Heilige Gees, mag die kondisie van my hart altyd wees sagmoedig en nederig om dit te ontvang. Want die openbaring van die volle waarheid het die krag om my siel te red en dit maak my eintlik ryk dat die Heilige Gees, God self, met jou en my wil moeite doen. Want het jy al iemand, kom ek skok jou gehad, het jy al met iemand die waarheid gepraat? Of waar raad gegee? Ek praat nie van jou opinie van, koop jy daai kar, want hy gaan jou beter werk. Nie, ons weet nie, verstaan, vir alles het nie ding met 'n plat logo is nie, dan gaan jy nog breek. Jy kan jouself dink wat dit is. Ons weet nie dit nie. Maar as jy iemand raad gee, wat gefundeer is in die waarheid, dan verwerp hulle dit. Dink gou vir jouself, die menslike reaksie is altyd die volgende. Het 'n stuk hartseer, weet jy, almal van ons doen dieselfde, almal van ons. Die dispatchers ook, ons is dieselfde as die dispatchers. Ons doen presies dieselfde as die dispatchers. As jy vir iemand raad gee, gefundeer in waarheid, en hulle verwerp, weet jy wat doen ons? Ons is seer gemaak, want ek weet wat die waarheid is. Weet jy wat sê ons vir hulle? Kyk, maak jy sê vir. Kan jy jouself het oorstel? Jy weet is die waarheid. As daar nou man is wat weet van pale en droppers en draadspan, dan is dit hierdie man wat hier sit.
Hy weet, as jy weet vir hom draad te span en dink, daai man, daar, praat met hom. En nou kan ek net nou staan op aan 'n werk, maar hy het 'n ander manier. Kyk man, doen dit nou vir hy. Dan gaan jy sien dit werk nie. Ek het in my lewe hierdie realiteit geleer. Ondervinding is uitgedink vir mense wat nie wil luister. Dit gaan oor, baie prakties. Ondervinding is uitgedink vir mense wat nie wil luister nie. Jou kind kan daar staan en sê, wat is dit? Dis 'n chili. Is dit lekker? Nee. Ek gaan dit probeer. Okay. Ondervinding. Maar hier is die ding. Paulus kom probeer die kerk herinner. En hy sê, jy is ryk as jy in die genade van Jesus bly, as jy dit ten volle verstaan. Jy is ryk as jy weet dat God jou lief het. En sy liefde is perfek en onfeilbaar en eindeloos. Jy is geseënd as jy dit het. En as die gemeenskap van die Heilige Gees moet jou moeite doen en waarheid aan jou openbaar. Dan moet jy sien, die Heilige Gees doen moeite met jou. Die uitnodiging is, gaan jy dit ontvang. Want hoe baie draaie, en ek sal eers my hand opsteek, want ek wil niemand op die spot sit. Hoe baie draaie het ons nie al geloop, omdat ons nie geluister het. As Renier maar net geluister het, dan het 'n party dinge al anders gelyk. Hoe baie keer het jy al die volle openbaring van die Heilige Gees in jou hart gehad, dat jy staan voor 'n situasie, kom ek gebruik nou hierdie mat, hier is die lyn, en jy staan daar, jy weet in jou gees wens, die Heilige Gees fluister, nee. En dan is ons soos 'n klomp tieners. Hy spring oor hy. En as jy in 'n ander situasie, dan kom die Heilige Gees, ja! Ek gaan nie. Die Heilige Gees gaan ons kom lei in alle waarheid. Die gelowige verwerk die waarheid. Die gelowige inteendeel nooi dit uit. Die gelowige soek dit. Ek soek die waarheid, want wat Jesus van homself gepraat het in Johannes vir die opbou toe, hy sê, en jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Hy sê, daarin lê vryheid. Want jy sien in die leiding van die Heilige Gees in sy gemeenskap met ons, wanneer ek vir die Heilige Gees bly, want dis die effek, hy lei ons in waarheid, maar die effek van dit is, dit hou ons vry. Jy moet hierdie mooi verstaan, en ek is nou klaar. Maar Jesus Christus, jy moet die prentjie sien, God die Vader, want dis waar die seun gaan, God die Vader deur sy groot liefde, want so lief het God die wêreld gehad, stuur sy seun, as die een wat reddende genade bring. Jesus handel die werk af aan die kruis, dit is volbring, die afgehandelde werk, hy red ons. Nou kom die Heilige Gees, nou vat in my hand, sê, kom Renier, let's go. Nou gaan ons, as ek vir hom luister, bly ek vry. As ek loop in die waarheid saam met hom, bly ek vry. Hoe baie keer het ons nou goed gestaan, gedoen, gehoor, gesê, omdat ons net nie geluister het na die waarheid van die Heilige Gees. En Paulus wil kom en hy sê vandag, 1950 jaar later, sê kerk, verstaan jy hoe ryk jy is, dat die Heilige Gees, die volle openbaring van God, die ander helper net soos Jesus, moeite kom doen met jou, om jou hand te vat, sê kom ons gaan, ek gaan jou lei in alle waarheid. En nie net gaan ek jou lei in alle waarheid, hy sê, mag hy by jou wees en bly. Mag het jou huis wees, dat wanneer jy uitstap, lei die Heilige Gees. Dis jou verseëling. En as jy na die waarheid luister, hou dit ons vry. Want sy werk is hier waar jou redding gebeur het. Vat my, hier gaan ons is op pad die ewigheid in. En ek het hierdie 'n paar weke terug gesê, kom ek skop jou vir die wat dit gemis het. Jou ewige lewe begin nie die dag as jy sterf nie. Jou ewige lewe begin die dag by jou bekering. By jou redding. Dan begin dit al. En die Heilige Gees as die verstelling sê, vat na jou hand.
Nou stap ons die pad van waarheid, alle waarheid geopenbaar. Die uitnodiging is, Here, my hart is nederig en ontvanklik. Ek gaan luister en ek gaan reageer. Want wanneer ek luister en ek reageer, weet jy wat gebeur? Dan bly ek vry. Wanneer ek luister en ek reageer, dan bly ek vry. Nie my werk uit nie. Ek doen dit wat die Heilige Gees vir my sê, en hy is die volle openbaring van wie God is. Dis hoekom Jesus sê, as hy kom, gaan hy jou bly. Hy sê, jy in alle waarheid bly. Hy sal net homself uitspreek nie, maar net wat hy hoor by die Vader, sal hy vir my en jou bring. En mag dit in hierdie tyd waar ons oor hierdie gepraat het, hierdie seëngebed van Paulus, is 'n baie oulike en 'n baie eenvoudige stuk in die Bybel. Maar ek wil jou sê, Paulus kom sê, ons is eintlik ryk as jy hierdie verstaan. Dat God na ons kyk, sê ek jou lief. Almal van ons het redes om te sê ons is nie werd nie. Inteendeel, as jy Johannes gaan lees in Openbaring, dis sê hy toe hy gekyk het om hom, en hy sien al die mense in die boekrol wat opgemaak word, hoe heilig, en sê daar is niemand wat werd is. Hoor jy dit sê, maar daar is een wat werd is. Ons is nie, maar tog het hy ons lief. Hy het sy seun gegee vir ons. Die seun Jesus Christus bring sy genade, en hy bring nie genade, ek het nou ook oor gepreek het, hy bring genade op genade. Dit hou net aan, jy sê dit hou net aan, want hy is goed. Maar nou kom die Heilige Gees en hy vat my hand, en hy sê, kyk, seun, dogter, besef jy hoe ryk jy is. Jy is in verhouding, in gemeenskap met die Heilige Gees. En hy lei jou in alle waarheid. My uitnodiging aan jou as pastor is, hoor en reageer. Dis my uitnodiging. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek kan net vir jou sê wat is en hoe dit is. Ek wil vir jou sê, hoor en reageer. Want wat ek in my persoonlike lewe gesien het, die kere wat ek nie gehoor het, die kere wat ek nie gereageer het nog altyd gelei na plekke waar ek nie wou wees. Na situasies waar ek myself nooit moes bevind. Klein of groot, omdat ek nie geluister het en nie gereageer het. Hy gaan jou lei na die waarheid. Gaan jy sê, Here, Heilige Gees, U hou my hand vas. Ek is 'n gelowige, ek ontvang die waarheid. Dit wat maklik is om te hoor en dit wat moeilik is om te hoor. Dit wat vir my lekker is en dit wat my gaan red. Ontvang dit. En dis wat ek op my bord geskryf het. As ek goed is hoor met my challenge, dan vra ek my eerste vraag. Gebaseer op die woord, is dit waar? Dan is my emosionele of my kognitiewe gevoel oor dit irrelevant. Ek moet hoor en ek moet reageer. Hoekom? Want die Heilige Gees se hart vir my is, ek is met jou op pad na die Vader toe. Dis hoe ek dit vir jou sê, dis hoe ek dit vir jou leer, dis hoe ek dit aan jou openbaar, ek wil jou voor God stel. Dis my funksie. En dis hoe ek my hand vashou. En ek wil jou nooi dat jy vandag sal besef, vir die van ons, en ek glo dis elkeen van ons hier, wat gelowiges is. En as jy vandag nog nie gelowig is, wil ek jou nooi in die eenvoud van dit. Die Bybel sê, as jy glo met jou mond, glo met jou hart en met jou mond, dan sal jy gered word. As jy vandag nog nie gelowig is nie, dan moet jy glo, Jesus is die Christus, die redder, die enigste redder, nie 'n redder nie. En jy draai jouself weg van jou ou lewe en jy ontvang die gawe van die Heilige Gees en jy stap in die pad saam met die Here. En kyk hoe van die Heilige Gees jou aan. En hier is die toets vir jou, oral sal jy gaan. In die wêreld sal jy sien, wie wandel saam die Gees van die waarheid. Dis die wat waarheid verwelkom. Jy sal sien in die wêreld, soos waar jou voete jou vat, wie wandel saam die Gees van die waarheid. Dis die wat die waarheid verwelkom, altyd. En mag dit ek en jy hier wees. En die sagte gefluister van die Heilige Gees, hy gaan nie skree op jou. Maar die sagte gefluister van die Heilige Gees, mag jy hoor en mag jy reageer. In Jesus naam. Kom ons bid. Here, dankie vir u woord. Wat ou skatte en nuwe skatte vir ons uitbring. Dankie vir u woord wat die waarheid is. Here, ek bid vir elkeen van ons hier wat dit gehoor het vandag. Dat ons sal weet, dat deur die Gees as ons hier uitstap, is ons net so naby aan u, soos wat ons hier binne is. As ons werk toe gaan, ons net so naby is aan u, soos wat ons hier binne is. Maar Heilige Gees, dankie dat u die Gees van alle waarheid is. Wat ons lei in alle waarheid. Heilige Gees, mag ons hoor en reageer.
Ons wil nie net in die uitnodiging van Jakobus net hoorders wees van die woord nie, maar daders daarvan. Mag ons hoor en reageer. Heilige Gees, ons kom vra, lei ons elke dag in alle waarheid. En Heilige Gees, help ons om te hoor en help ons om te reageer. Maak ons harte nederig en sag om ook die openbaring van waarheid te ontvang. Dankie daarvoor in Jesus naam. En almal sê Amen. Ek gaan jou vra om te staan en ek gaan jou nou seën vir hierdie seën. Steek jou hand uit na my, en dan uitsteek na jou. Jy kan jou hande sommer wyd uitsteek op vir die mense hier om jou. En nou, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly in Jesus naam. Amen. Amen. Dadelik gaan